Hallo julle, welkom terug by nog 'n episode van Bosklets. Vandag gesels ons bietjie wat jy herlaai, sal jy maai. Ons gaan herlaai konsepte gesels. Ons het weer vir Roan hier so. Roan, welkom. Hallo, welkom, baie dankie. Regular hier by Bosklets. Ons het nou net gepraat, Roan is so baie op die show. Almal dink hy's die aanbieder. Ons weet nie meer wie se show is dit nie. Is dit syne, is dit myne? Maar dit is lekker, dis ons show. Dis lekker om deel af te wees, lekker om deel te wees. Dis lekker altyd om jou hier te hê. Roan, baie mense vra ons oor herlaai goed. Jy kry baie oproepe, ek kry baie oproepe. Ons is of ek in althans is no means 'n kundige, maar ek herlaai so 4 of 5 jaar. Jy herlaai al 16 jaar, 'n hele rukkie. Kom ons chat bietjie oor dit. Vat ons deur die intro, vat ons deur wat het jy nodig? Ja, ek dink dit belangrik is om jy het nou jou weer aansluiting by ons vorige, jy het jou roer gekoop. Boksammunisie gekoop. Agtergekom, boksammunisie is verskriklik duur en jy like van om te skiet. So nou kom jy op 'n punt wat jy wil beter skiet of jy wil net 'n bietjie meer goedkoper skiet soos hulle almal sê mense doen. So, wat het jy nodig? Ek dink dis die heel eerste ding om begin. Koop mense kit, herlaai kit. Want daar's League Anniversary kits en RCBS kits en al hierdie mooi kits. Ek sal jou nou my opinie van 'n kit vertel, maar in terme van equipment en jy weet die goed wat jy nodig het, wat het jy nodig? So herlaai in sy eie ding is 'n groot ding. Jy weet want jy begin met jy koop doppies, dan moet jy doppies prep. So dan kort jy nou gaan jy doppies sny. So ek dink voor ons te veel in detail gaan vir vandag se episode spesifiek is die equipment om die bullets mee te laai. So by bullet en prep en sulke goed sal ons op 'n later stadium kom, maar vir nou, jou press, jou dies en wat so nog? Skalkie? Skaal is 'n groot ding. So kom ons sê jou press, jou dies, jou skaal en priming tool, whether or not jy met jou press gaan prime. So ek dink vir die intro doen ons net daai. Ja. Dink vir 'n later stadium as die mense 'n bietjie comment en so hulle wil dalk die prosesse in detail verstaan, kan ons 'n praktiese video daaroor doen. Maar vandag se video is net wat om te koop om mee te begin sonder om te veel geld te mors om te kan begin. Ja. So ek dink dis 'n belangrike punt want daar's soveel goed op die mark. Ek bedoel jy kry hand priming tools, RCBS het 'n baie lekker een. Ek gebruik hom vir sekere kalibers. Weet al my large rifles gebruik ek hom. Dan kry jy 'n priming tool wat in jou press inpas, soos jy nou genoem het, wat jy saam meeste van jou presse kry. Dan is daar natuurlik handskalkies of elektroniese skalkies. Ek weet nie eens of ons manual tipping skalkies. Kom ons kom gou by die kit uit. Kom ons hoor gou jou opinie want dit is baie aanloklik. As jy alles begin optel, dan sien jy, ek kom by 'n groot som uit. En dan is dit aanloklik om te sê, okay, kom ek gaan koop Lee se anniversary kit of Hornady se lock and load kit of RCBS se kit. Wat is jou gevoel oor daai kits? So ja, dis nie om enige iemand te bash of enige iemand af te praat nie. Dis maar net ons wil vir julle goeie waarde gee. Ons wil julle try help want ek het daai fout gemaak so om bietjie skuwe te maak. En ook om te sê ons sê nie dis 'n fout om 'n anniversary kit of 'n kit te koop nie. As jy 'n kit gekoop het, kan jy ook comment, jy gebruik nie alles wat jy in die kit kry nie. So ja, dit klink lekker en hulle gee vir jou massive hoeveelheid items in jou kit en dit voel of jy geld spaar, maar jy gebruik maybe 40, maybe 60% van die items wat jy in die kit kry. En dit is waar, nie sê my probleem nie, maar ek gebruik my press. Ja, uit die kit. So in my tregtertjie, met my poeier tregtertjie. Presies dit. So dis wat ek gebruik uit die kit. So jy het 'n kit wat jy weet ek Lee se is 5, RCBS se is 9, lock and load is 10, Redding se is 11. So dis 'n groot lot geld wat jy moet uithaal waar jy kan wegkom deur om net jou press te koop, want dit is die belangrikste ding om te doen. Jy weet, spaar dalk, koop individuele goed wat jy weet jy gaan gebruik en ek dink soos ons al later verder gaan, wat so goed het jy spesifiek nodig. So 'n kit sal jou definitief op die regte pad kry. Jy sal kan begin. Ja. En vir die ouens wat nie weet nie, as jy 'n kit koop, kort jy dan nou dies. So kit maybe goed, maybe sleg, soos jy sê jy gebruik nie al jou goed nie. Ons het 'n kit gekoop toe ons begin het. Daai kit se goed staan nog in die kit se boks binne in die kas, bo in die kas, ons het nog nooit aan dit geraak nie. Ja, jy die press uitgehaal en die skaaltjie, die tregtertjie, ons het bietjie met die skaaltjie. Dan is lekker om manually te laai vir die ouens wat begin. Just bou daai fondasie as jy tyd het, weet terug te kom by die skaal. As jy nie so baie tyd het nie, elektroniese skaal wat jy met die hand gooi en as jy regtig wil consistent laai, ek laai RCBS Chargemaster Lite, enige elektroniese skaal, Lyman, Lee, jy kan enige van daai om jou te help. Ja. Ja, so daar's opsies. Maar vir die kit,
ek sou sê uit die kit uit gebruik jy jou skaal, jou press, ekskuus. As jy wil prime met jou press, kan jy daai priming deeltjie dingetjie gebruik. Ek persoonlik voel net so 'n bietjie van 'n side note, jy het nie genoeg gevoel op die press nie as jou leverarm is te groot om met jou press te prime. As daar ouens is wat dit doen en jy het consistency, great vir jou. Ek voel persoonlik jy het nie genoeg beheer oor wat se primer seat reg nie. Maar ons gaan nou by dit kom, want daai hardloop nou weer heeltemal anders oor ook wat jou rede is vir herlaai. Yes. So, en ook dit raak in wat die proses is wat jy gebruik. So ek stem saam. So om terug te kom by die oorspronklike ding, kit ja of nee? Ek sou sê nee, koop eerder spesifieke items vir wat jy weet jy gaan gebruik. Yes. En daai items sluit dan in 'n press wat jy nodig het, hand priming tool, 'n hand priming tool. Dies vir jou kaliber. Dies sal ons bykom, maar dit is 'n bietjie 'n gesprek op sy eie. So skaal wat jy soos jy kan sê as jy wil manual gooi, jy kry dit in jou anniversary kit, maar jy kan as jy wil geld spaar dalk net 'n bietjie elektronies gaan, sal jy 'n bietjie tyd spaar. Trieklertjie kry jy altyd daar binne. Weet as jy wil R300 spaar, vat jou teelepel en skit hom in. So daar's maniere. En ek dink omtrent dit as jy 'n kit koop, dis omtrent die 4 items wat jy gebruik tot jou maksimum. Van daar af is alles net ekstra. Jy gaan nou jou tregtertjie gebruik, so ons praat meer van die actual physical reloading. Ja, soos ons nou gesê het ook, ons gaan nie nou in die case prepping tools ingaan nie, in die doppie voorberei instrumente. Maar wat ek dink ons sal doen is, ons sal ook 'n lys sit van goed wat ek en jy huidiglik gebruik. Jy weet, maybe soos 'n press en dit en dat. Dan is dit as jy 'n lys wil nodig hê om goed mee te gaan koop, as jy nie die kit wil koop nie, kyk op die lys, dit sal jou kry om te kan begin. Alright, so dis die basiese goed. Kom ons spring in daai in. Elke kaliber is daai spesifiek. Ek het in die heel begin toe ek begin laai het vir my 6.5 Swedish Mauser wat ons nou almal op die kanaal gesien het en waaroor ons al baie gepraat het ek Wildman toe gery en ek het 'n Lee full length daai set en 'n seating daai gekoop. Hy kom in 'n 3 stel, ek dink hulle is R1200 vir al 3 daai is daai middelste body daai het ek nog nooit gebruik nie, want ek glo ek full length alles. Dit dis my manier. Ek full length also, full length daai en die seating daai en hy het vir my goed gewerk. Ja, en tot en met vandag sal dit vir jou werk. Ek gebruik hom nog steeds. Jy weet, ek aan die ander kant, ons het ook met Lee begin of Lee en nog so 'n rooi tubietjie wat jy oopdraai, my pa het dit vir ons gekoop toe ons begin herlaai het. Later aan beweeg Redding toe. En ek nou nie 'n brand ambassador nie, ek koop al my daai self, maar ek is 'n Redding Type S bushing daai fan. Vir elke liewe kaliber wat ek het ek daai stel daai's vir 2 redes. Consistency en hulle almal stel dieselfde. Ek hoef nie te onthou dat my RCBS daai stel so en my Honda daai stel so of dit stel so. My Redding Type S daai stel almal presies dieselfde. Ek haal hom uit die pak uit en ek gaan aan met my lewe. Ek hoef nie om te onthou nie. En dit is nogal so 'n ding, ek noem dit nou want ek het 4 verskillende daai sets. Ek het 'n Redding, ek het 'n RCBS, ek het 'n Honda en ek het 'n Lee stel vir verskillende kalibers. En ek moet elke keer fokus wanneer ek hom opstel. En weg om terug te kom by my want die Redding Type S daai is relatief duur speelgoed om te koop. Jou 4 verskeidenheid daai is van R1000 tot R2000 elk. Werk dit vir jou? Dit werk 100%. Ek moet bietjie meer en partykeer, dit het al 'n paar keer gebeur, dat ek hom verkeerd opstel. Dan laai ek 2 patrone en kom ek agter, ek het hierdie verkeerd gedoen. Dan moet ek oor begin. Ek moet daai punte trek, ek moet hulle weer voeling, ek moet die pram. So daai het my nou al 'n bietjie tyd en goed gekos, waar soos jy sê as jy een stel daai het wat jy weet, dit hoef nie Redding te wees nie. Kan een stel RCB solank dit brand spesifiek is, alles oor is. En die punt wat ek wil maak is ek skiet nou die duur Redding dies, jy skiet jou verskeidenheid dies en hulle doen presies dieselfde. Ek en jy altyd skiet dashers, ek het verskriklike duur dies vir die dasher gekoop omdat dit moeilik was om te kry. Jy skiet natuurlik jou stel dies. Ek dink ek het ook RCBS op die dasher, ek het hulle tweedehands gekoop nou, maar ek en jy skiet pretty much dieselfde groupings. Ja. So ons probeer nie vir jou sê jy moet 'n spesifieke stel dies koop nie. Wat ons meer so sê is as jy dies koop, probeer by dieselfde brand bly. Net om dit vir jouself maklik te maak. So as jy Lee gaan koop, daai Lee dies bly by Lee 100%, hulle stel lekker, hulle werk. Ek dink kom ons spring gou hier in want voor ons die gesprek te ver vat, is dit baie belangrik om te beantwoord hoekom wil jy begin laai? Want as jy vir my gaan sê jy wil laai om geld te spaar, dan gaan ons in 'n heeltemal 'n ander debat in
Want hierdie gear is baie duur om alles te hê, ek bedoel as ons kom ons hardloop gou vinnig deur dit. 'n Intree vlak elektroniese auto dispensing skaaltjie gaan jy seker nie onder R4000. Ja, ek sou sê 5 is 'n goeie benchmark. Die RGB's Charge Masters is R10,000 nie, hulle 8,5 rond. So as jy tweedehands koop en ek het al tweedehands gekoop, 5,5 na R6,000 toe, so jy begin op 6. Jou lock and load ek skiet nou lock and load, wat skiet jy? Ek skiet, ek weet ek het nou 'n nuwe een gekoop by 'n vriend, ek kan nie onthou wat dit is nie. Maar kom ons sê 'n Lee press is 2,5 3,000. Ja, okay, so ons is op sê maar 8,5. Dis jou dies, kom ons sê R2,000 average, ons is op 10,5. Yes. Dan moet jy gaan doppe en punte en kruit koop per kaliber wat ons nie eers hier inreken. En ons gaan dit nie eers want daai is 'n Daai is 'n ander verskriklike gesprek. groot ding, maar kom ons sê 2000, jou punte kos jou R10 'n punt en jou primers kos jou R3 'n punt. So basies apart van die skiet wat jou 308 R21 rond sal kos, give or take. Jy weet wat halfprys is van boks ammunisie. So ja, in daai geval goedkoper. Maar jy moet 100 komponente op 'n slag koop. Dis 100 punte, dis 100 primers. Jy kan nie net 20 gaan koop soos jy by die winkel doen nie en dit is waar die prysverskil inkom. So om terug te kom by die vraag, hoekom herlaai jy? As jou antwoord is om goedkoop te skiet, dit gaan jou baie geld kos om op hierdie goedkoop punt uit te kom. Maar back to that. So as jou antwoord is om goedkoper te skiet en jy is okay met 'n 2 MOA groepering op 100 meter of 'n 1.5 MOA groepering. Jy's okay met daai groepering want jy gaan net jag. Dan gaan jy kan 'n goedkoop handskaaltjie koop. Ja, Jy gaan 'n goedkoop pres kan koop en dan gaan jou herlaai vir jou goedkoper uitwerk. Maar as jou antwoord is, Adrian, ek wil tikkie skiet. 'n tikkie skiet. Dan moet jy goed anders doen. Dan moet jou proses verander. Ja, dan is jou kapitaal uitleg vir die begin baie anders. Jou tydverbruik is baie anders. Jy moet mandrels koop. Jy moet 'n healing masjiene koop. Jy weet en dan is dit nie goedkoper nie. Ja, jy kom ek stel dit so as jy dit eers opgestel het en jy vergeet oor die feit wat herlaai toerusting jou kos. Skiet jy teen halfprys, maar jy kan nie daai geld wat jou kos om die herlaai pres en alles te koop net ignore nie. Dit gaan jou geld kos. En as jy 'n bosveldjagter is wat net 10, 15, 20 skote 'n jaar skiet, dink baie mooi daaroor. Ek wil jou nie van herlaai afsit nie, weet net dit gaan jou 'n lot geld kos. As jy dink dis verskriklik fascinating, soos my pa in herlaai ingekom het al die jare terug, hy's 'n siviele ingenieur, hy hou van tegniese data en om dit presies te doen. Dit was vir hom sy hobby gewees. Ja, en ekskuus, dit sou my derde aspek wees, want daar's baie mense wat absoluut hou van die proses agter dit, van die data, van die inligting wat jy kan kry. En as dit die rede is, ignore wat ons gesê het, koop alles. Koop die beste van alles, want dit is 'n verskriklike lekker aspek van skiet. So ons wil julle nie afsit daarvan nie, ons wil net julle tot die realiteit bring dat herlaai is nie aanvanklik goedkoper is as om bullets te gaan koop nie. En dit is presies die doel van hierdie episode, is om iemand by 'n punt te kry wat dalk wil herlaai, want baie mense bel, moet ek herlaai, moet ek nie herlaai nie. As ek wil beter skiet, moet ek herlaai. Ja, en die antwoord is maklik, presies wat ons hier sê, gaan sit en dink, wat is jou einddoel? Gaan jy net jou 308 of jou 3006 of jou 270 bos toe vat een keer 'n jaar? Koop boksammunisie. Gaan skiet hom in op die plaas, gaan jag. As jy 270 het, koop net boksammunisie. Maar as die 3006 en die 308, ek stem 100% saam. Enigiets. Of wil jy kompetisie skiet, gaan jy in van die ander goed inkom waar ons gesels, wil jy dalk 'n myl skiet? Ek sal nie eers 'n myl probeer met boksammunisie nie en dalk sal my ouens wat met my nie sal saamstem nie, maar ek wil weet wat daai patroon doen en konstant. En boksammunisie gee vir jou consistency. Ja. Dit gee vir jou, dis net jy's nie in beheer van wat met jou bullet aan gaan nie. Jy kan nie met jou neck tension speel nie. Jy kry wat jy kry in die boks en die batch kan anders wees as die vorige batch. Kry wat jy kry by Pick n Pay. Ja, ek sê vir jou 100% saam met jou. Ons wil julle net die inligting gee. Ja. En ek is op daai stadium nou waar ek het as ek 'n geweer koop terwyl ek wag vir die lisensieproses, deel van my stappe was om die herlaai toerusting bymekaar te maak. So ek het dadelik gaan case trimmers koop vir die kaliber. Ek het dadelik gegaan daai sets koop. Ek het gaan dit elke maand soos die lisensie aangaan, het ek my goedjies gaan regkry vir dit. Tot op 'n punt waar ek nie tyd gehad het om vir al die kalibers te laai nie.
Ja. Ek is nou op 'n punt waar ek net vir 3 van my kalibers laai wat ek weet spesifiek is, ek wil 'n tikkie skiet. Die wat ek net gebruik om 100 meter in die bos te gaan, my 3006 koop ek boksammunisie. En jy raak aan 'n baie goeie aspek daar is die tyd van herlaai. Jy weet as jy altyd jaag en jy weet jy druk en jy weet jy het amper nie tyd vir dit nie. Dink mooi daaroor. Ek sê vir jou om 100 bullets te laai vat maklik 2 na 4 ure toe hang af wat se braas prep gedoen moet word. Dit is 'n tydsame proses. So ja, en dit is dit weer eens. Dit is 'n lekker proses. So ek gaan kom ons chat gou deur ons prosesse. Ek gaan jou sê wat ek doen en dan vat ons dit van daar af. So ek voel altyd ek try die beste resultaat kry met die ek sal nie sê die minste werk nie, maar ek try 'n balans vind. So ek en Neil sal nou daarby kom. Skiet my doppie, my vuil doppie kom in, ek voel length hom en ek deprime hom. Okay? Braas, chew by ons sal dalk sê, nee, hy is nou nog vuil, dis hoe ek dit doen. Van daar af gaan hy in 'n dry tumbler in. Ek gebruik nie op die oomblik 'n wet tumbler nie. Ek verander die peat of die coconut nogals gereeld wat ek gebruik, sodat hy goed skoon maak, maar dis dit. Dan trim ek die nekkies afhangende van die kaliber, my 6.5 trim ek, 223 trim ek nooit nie. En ek die chamfer en die bur, prime weer, kruit, punt. Dis vir my sweet. En daai ding, hy skiet op 'n tikkie. Okay? My dasher het ek 'n klein bietjie ander proses want ek wil hom nog beter gevat het en nog verder kan vat. So hom het ek ook die bushing, jy weet, die neck tension en al daai goedjies wat ek doen, maar verder basies dieselfde. So dit vir my is 'n resep wat so ver goed werk. Ek weet daar's baie ouens wat gesê ja, maar jy kan nie dit nie, jy kan nie dit nie, jy kan nie dat nie. Dis fyn, ons wil julle kommentaar hoor asseblief. Ja, en as dit werk vir ons, as dit werk en jou proses werk, asseblief komment in die video hieronder en sê vir ons, wat is jou proses? Jy weet, dalk leer ek en jy iets. Hierdie how long is a piece of string? Daar's altyd iets om te leer in herlaai. Dalk mis ons 'n stap. In my proses persoonlik is ek werk nie aan my doppies nie tot hy nie skoon is nie. So jy wat sê jy bring hom in jou deep prime en full size op dieselfde tyd. Ek gebruik 'n universal deep primer. Ek deep prime al my doppies. Ek sonic clean hom. Van daar af anneal ek hom, jy weet, maak hom droog, anneal hom, gooi hom in die dry tumbler, laat hy bietjie polish, laat hy mooi lyk en dan is my doppie reg. Van daar af sal ek gou die average lengte meet. As ek nodig het om te trim, dan trim ek. Ek trim gewoonlik so elke 5de skoot op my doppies. Dan trim ek, as ek trim, chamfer en debur. So ek trim nie elke keer nie, ek trim net wanneer dit nodig is. En die chamfer en debur ook elke keer. Net elke keer as ek sny. Want hy is mos nou anders teoreties. As hy 'n merkie of 'n ding het wat dalk 'n verskil kan maak, sal ek hom net 'n bietjie skoon maak, maar as ek nie trim nie, chamfer en debur ek nie. Ja. Van daar af full size ek. Een van my 308s nek ek alleenlik want ek's besig met 'n toets. So van hom nek ek alleen. My pa glo jy nek net. So hy nek net sy 308s, ek full size al my kalibers. As my doppie geprep is, prime, kruit gooi, pin druk en ek meet met my micrometer lengtes en ek meet ogive. Dis my proses. Okay. Maar ek meet nie ogive nie, ek meet net TPL en ek weet daar's baie faktore rondom dit. Maar weer eens, dis hoekom ons hierdie gesprek het, is om te kyk waar kom ons uit. Ekskuus, en dan terug na my proses toe. So ek sal hom byvoorbeeld, ek sal gou 100 deep prime en full length, gooi hulle in die dry tumbler. As ek tyd het en ek lus, doen ek 'n ander kalibers in en ek full length gou terwyl hy dry tumble. Baie min laat ek kalibers in die tumbler meng want dis net 'n gemors om dit uit te haal en te sof. Valid point want as jy kalibers meng, jy weet ek skiet 2 soorte kruit en ek het hierdie week toevallig het ek 1 blik op die tafel gelos maar 'n ander blik se kruit in my masjien gehad, weggeloop, teruggekom en moes mooi gedink het en gekyk het wat ek neergeskryf het. So om kalibers te meng, jy weet red flag, check daai, moenie 2 goed op dieselfde tyd doen nie. Maak een proses klaar. Bære die kruit, maak die skaal skoon, begin met jou volgende. En dis belangrik wat jy noem om neer te skryf. Ek het in die begin nie regtig want ek het begin laai net vir die sweet, so dis maklik. Jy weet jy het een stel doppe, jy het een dit, jy het een dat. Maar nou kom kalibers kom by. Jy het hierdie dop dalk nou in my geval gevoel length en skoon gemaak. Nou moet jy hom iewers stoor want jy het die tumbler nodig. Merk die boksie. Weet dis maklik. Merk die boksie en sê hierdie is sweet doppe, hulle is gevoel length en getumble. En belangrik wat jy gedoen het, gooi die papiertjie daar los. Want nou gaan 2 weke verby, jy kom nie weer by herlaai uit nie, want ek het nog nooit, ek dink nie ek het al in die 4-5 jaar wat ek herlaai
gesit en 100 doppe van start to finish gedoen in een dag nie, want ek het nie die tyd om te sit en 100 doppe te doen nie. So en ek dink 90% as jy herlaai kan jy ook comment, maar jy prep jou braas sodat jy reg is om te laai wanneer dan jy lê reg is. hulle, dalk kom ek môre aand het ek weer 'n uurtjie, Of volgende dan week of die week daarna, jy weet, sny ek of prime gou, dan prime ek 100. Dan sit ek hulle terug, dan moet ek die dop merk. so dit Ek het al by die baan opgedaag. hierso kom dit nou. Hier kom dit nou. Ek staan op die baan, ek skiet, die geweer skiet en hier by die 5de skoot sien ek eers maar hier val poeier uit my doppe uit. Ek weet presies waartoe jy gaan. Toe het ek nie geprime die laaste 10 doppies van die batch van 100 nie, want presies dit het gebeur. Ek het die aand gedoen, iets het gebeur, Weggeloop. kinders En ek wou gebaat net of so net op iets. die kinders raak. Kinders is tussenin, foon lei, it happens. Niemand het daai perfekte wêreld waar ek in my man cave kan gaan sit en net doppies laai nie. As jy het, asseblief comment ook en vertel Ja, hoe jy vertel dit ons regkry. asseblief die ideale wêreld, vertel ons net hoe dit werk. Maar Want soos jy sê, ek het nou laasweek saam met een van ons vriende wat baie saam met ons skiet gaan skiet. 4de skoot, jy trek jy sneller niks gebeur nie. Kan dit nie verstaan nie. Laai weer, maak toe, skiet weer niks. haal die patroon uit, Haal hier hom val die uit. kruit agteruit. Nee, haal hom uit, bullet lyk reg, sit hom terug vir die volgende een presies dieselfde. Ek tog Here, wat gaan nou aan? Wat het ek nou aangevang? Toe het ek die kruit gegooi nie. Ek was besig om die kruit te gooi, besig geraak met die kinders, teruggekom en aangegaan waar ek besig was en daai 2 bullets het nie kruit in nie. Hulle is geprime, die bullets is geseed, hulle is daar, maar hulle het nie kruit in nie. So dit gebeur. Jy weet, It happens, ongelukkig it gebeur dit met happens. ons. Jy weet gelukkig het daar nou niks sleg gebeur nie. Jy kan nie ontplof nie. Myne het niks gehad om te laat ontplof nie, maar dit gebeur. Dit is ongelukkig deel van dit. En dit is 'n delikate proses. Mens moet versigtig wees en weer eens soos ek sê, ek wil baie graag gaan sit en 'n 100 van start toe. Jy weet, van begin tot einde kan klaarmaak. Ek het dit nog nooit reg gekry. Nee, dit was 'n goeie harde 4 ure. Ek sê Want vir jou, daar is net te veel dinge wat tussenin kan gebeur. Maar, okay, jou proses bietjie anders as myne. Ek dink jou proses is bietjie langer as myne. Ek vat dalk 'n kort pad hier en daar. Vir my werk dit. Vir jou werk dit. En dis heeltemal 'n ander gesprek wat ons moet hê is hoe ver gaan jy? En dan dalk vir die mense vra, wil julle die herlaai proses sien? ja, Ons kan 'n bosklets episode maak oor kom ons noem met 10 of 15 doppies van scratch af. Was hulle en hulle vertel vir julle wat 'n healing is. So comment asseblief as julle herlaai bosklets wil hê. doen Comment. jou proses, ons doen my proses en Dan gaan wen ek jou gou op die skietbaan en dan jy weet dan let's see. ja, so jy weet en dit sal altyd gebeur. My proses is beter as sy proses is beter as myne. Syne is makliker, myne is meer ingewikkeld, maar dit werk. Dis die belangrike deel. En dit kom terug na daai belangrike vraag toe, hoekom wil jy herlaai? So as jy absoluut 'n top kompetisie skit eendag wil wees, dan gaan jy die prosesse perfek moet volg. Ek weet van ouens wat tot so ver gaan om hulle pakkie patrone, hulle pakkie bullet heads te meet, te weeg, ekskuus. En hulle volgens gewig te klassifiseer en die wat nou 139 grein in plaas van 140 grein meet, sit hulle eenkant. Jy weet, ek haal my hoed af vir dit en ek is jaloers op ouens wat dit kan doen. Vir my werk daai proses nie en dis okay. Dis hoe dit is. Jy weet, soos ek sê, ek meet nie by die ou drive nie. Ek weet dit is belangrik want dit bepaal hoe diep die patroon in die kamer ingaan. Ek meet net totale TPL. Dit het vir my nog so ver gewerk. Dit gaan oor wat jou rede, wat jou behoefte, Waar wil jy uitkom? Dan verder moet jy die proses geniet want dit is lekker om te Nee, herlaai. kyk, ons almal herlaai want dit is lekker. So ons wil julle nie afsit van herlaai nie. As dit nie meer vir jou lekker is nie, dan gaan koop bokspatrone en laai vir die En kaliber jy wat het vir dit jou gedoen. lekker is. Ja. Tot my groot skok het my nou die dag gebel en gesê luister jy verkoop hierdie 3 kaliber se dies, jy skiet hulle nie genoeg nie om vir jou om die tyd in dit in te sit. Jy weet ek het persoonlik in my lewe het ek nog nooit van iemand gehoor wat dit gedoen het nie, maar jy het net dit gesê ek gaan nie vir hierdie bullets en dis herlaai nie. So, maklik en die realiteit van dit is weet jy hoe ek tot daai besefing gekom het. Ek het nie tyd gehad om te laai nie en jy moes gaan skiet. en ek moes daai dag plaas toe ry om te gaan jag. Nou was net nie tyd om my 3006 te laai nie en ek wil die 3006 saamvat. Gekoop ek 'n pakkie Norma Oryx, is duur patrone. Maar dit werk. Maar toe skiet ek dieselfde groepering met daai op 100 meter wat die maksimum is. Ek weet nie wat hy 200, 300, 400 gaan doen nie. Sien ek dieselfde groepering as wat ek met my herlaai gedoen. En dit is wat my laat besef het, daar is sekere kalibers wat nie nodig wat het. ek kan, ek skiet hom min genoeg, so die duur patrone wat ek koop, voel ek ook nie so baie op
Die gear wat ek moet hê om vir daai en die tyd wat ek moet insit om vir daai kaliber te laai is vir my meer as om R2000 vir 'n pakkie patrone te betaal. Ja. En Is valid point en dit is vir die kykers, dit is iets wat jy moet besef. As jy om net 20 skote 'n jaar gaan skiet, R800 of R1200 vir daai pakkie vir die jaar dis niks. Dit gaan jou niks kos nie. As jy kompetisie skiet en sulke goed ander ballgame, heeltemal iets ander anders. storie. So dis belangrik. Besluit en ek dink antwoord daai vraag binne jouself voor jy gaan en 'n kit koop of nie 'n kit koop nie of alles los koop. Komponente koop of wat ook al. So nee, ek Dit is vrek lekker. Ons almal geniet dit. Dit is vreeslike baie gesprekke op die telefoon. Hierdie werk nie, hierdie werk. Dis lekker. Dit is goed tussen vriende, dis 'n goeie kameraad. En soos julle kan hoor van Adrian, as jy hulp nodig het, bel. Ons weet nie alles nie. Dit is disclaimer, ek dink is seker in die comments iewers. Ons weet nie alles nie. Soos julle kan hoor, ons verskil. Maar as jy hulp nodig het, as ons nie weet nie, weet ons van iemand wat weet en ons sal julle in die regte rigting stuur. So asseblief, vra vir ons, comment, ons stuur julle in die regte rigting. Dit is tog die rede dat ons Bosklets begin het, is om vir julle die inligting te gee. Ja, en asseblief laat weet ons onderaan of julle 'n praktiese videoetjie wil sien van 2 prosesse. En ja, kom ons vat hom baan toe. Kom ons vat ek liewer wat ons om 223. Ja, 223. Dasher. Jy het 'n 306. Ek het 'n 306. Ons vat 2 kalibers, ons laai hulle op ons hou 'n vout en ons gaan. Dat weet ons. Wat se kaliber wil julle sien met ons saam voor herlaai? Ek het nou my 306 daai is verkoop. Ek ken daarom. Okay. En watsers wil julle dit so in 'n praktiese sessie sien? Ons laai en ons gaan skiet. 100%. Ons sien julle gou weer. Dankie dat julle ingeskakel het.